Hallo almal. Ons is in Adventstyd, in die 4 weke voor Kersfees, waarin ons met gespanne verwagting en vertroue uitsien na Jesus se koms. Dit is vir my 'n voorreg om hierdie tyd van die jaar met jou te kan deel, en ek nooi jou om saam met my in die volgende paar weke ons harte en ons lewens hierop voor te berei. Hierso by die gemeente, onthou gerus dat ons voortgaan met ons fisiese eredienste en dat dit om 9 uur sal wees elke oggend, of elke sondagoggend tot en met die 24ste Januarie. En dan ook, as jy met vakansie gaan, onthou om 'n Shell T-kaart by die kerkkantoor te kom kry. En wanneer jy dan by 'n Ultra City stop om 'n Steersburger of so te koop en jou brandstof in te gooi, onthou om hierdie kaartjie te swipe by die brandstof. Ons gemeente kry 'n paar sent vir elke liter wat jy ingooi. Ons Kerssangdiens is vanaand om 7 uur in die kerkgebou. Bring gerus 'n kers saam in 'n afgesnyde bottel of so, en kom sing saam met ons geliefde Kersfeesliedjies. Kom sing dit saam, daarso is mooi musiek wat gaan gespeel word, so kom geniet dit saam en kom leef net iets wat lekker is, saam weer vanaand. Vandag is die tweede Sondag van Advent. Die Sondag van vrede. Ons vrede is in God en in sy Seun, Jesus Christus. Ons steek vandag die tweede Kers aan, om ons daaraan te herinner, dat Jesus die vredevors is, die een wat van die begin van die wêreld af beloof is. Ons dank God vir die hoop wat hy vir ons gee, en vir die vrede wat ons van hom af ontvang. Hy is Immanuel, God met ons. Hy is ons vrede. Kom ons bid saam. O God van vrede, Immanuel, God met ons. Ons bid dat u lig in hierdie dae in ons harte sal laat skyn. Help ons om gereed te wees vir die dag wanneer u finaal verskyn. Werk in ons harte en help ons om ons voor te berei vir die vrede wat u bring. Leef in ons en help ons om in u te lewe. Maak ons nuut deur die krag van die Heilige Gees, sodat die manier hoe ons aanbid, hoe ons fees vier en hoe ons op u koms voorberei in u oë reg sal wees, nou en vir ewig. Amen. Die rockband U2 het in die jaar 2000 'n liedjie opgeneem met die naam Peace on Earth. Nou die liedjie was geïnspireer deur die Omaha bomaanvalle in Noord-Ierland in Augustus 2 jaar voor dit. Die bomaanvalle was gepleeg deur 'n radikale groep wat hulle self die Real Irish Republican Army genoem het en 'n poging tot 'n skietstilstand geïgnoreer het. 220 mense is beseer en 29 mense het in die aanval gesterf. Onder hulle 'n swanger vrou wat 'n tweeling verwag het. So hierdie was die enkel dodelikste insident in die Noord-Ierlandse onluste. Nou wat erger is as net eenvoudig die aantal mense wat gesterf het en wat beseer is dat daar 40 minute voor hierdie aanval al telefoniese waarskuwings oor die aanval was, maar dat die inligting onakkuraat was en in plaas daarvan om mense weg van die plek van die aanval te lei, het dit mense juis nader aan die bom laat beweeg. Na die 11 September 2001 aanvalle op die World Trade Center, het hierdie liedjie ook wyd oor Amerika gewild geraak. 'n Radiostasie in Las Vegas het direk na die aanvalle die liedjie begin speel en dit het een van hulle mees versoekte liedjies geword. Nou, in die lirieke van hierdie liedjie sê Bono onder andere dinge soos Heaven on earth, we need it now. I'm sick of all this hanging around, sick of sorrow, sick of pain, sick of hearing again and again that there's gonna be peace on earth. Jesus, can you take the time to throw a drowning man a line? Peace on earth. Tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground, peace on earth. Dis 'n ongemaklike vraag wat hy vra, is dit nie? En deel van die ongemak is dat dit ook soms ons eie vraag is. Een van die ander dinge wat hy in die liedjie noem, is
amper meer ontstellend. They say that what you mock will surely overtake you, and you become a monster, so the monster will not break you. Sjoe. Dis woorde wat nie lekker sit nie, dis woorde wat krap, maar dis woorde wat ons verstaan. Want iewers op 'n stadium, en dalk vanjaar meer as wat ons sou wou, het almal van ons maar al 'n harde kant aangeneem, of gewys, en selfs 'n monster teenoor iemand anders geword, terwille van ons eie selfbehoud en beskerming. Was dit dalk in sekere omstandighede nodig? Was dit nie? Hoe bepaal ons? Hoe regverdig ons dalk ons eie monster wees, as ons vandag weer gekonfronteer word met 'n boodskap soos vrede op aarde? Ek dink die Bybelse verduideliking van wat vrede regtig is, help ons nogal hiermee. Vrede gaan vir die Bybelskrywers oor meer as net die afwesigheid van konflik, maar ook oor iets beter wat in die plek daarvan is. Die Hebreëse woord shalom, wat baie van ons ken en vertaal as vrede, beteken eintlik meer iets in die lyn van om heel te wees. En dit kan verwys na iets wat baie verskillende dele het, maar wat in 'n toestand van heelheid of volledigheid is. Die hele idee is dat ons lewens uit baie verskillende dele bestaan, reg? Daar is baie verhoudings en baie dinge waarby ons betrokke is, en ons lewens is meestal baie kompleks. Wanneer dinge dan uitmekaar uitval, is ons shalom versteur. Jy bring ook shalom deur reg te maak wat versteur of gebreek of onvolledig is. En dit eindig nie net om byvoorbeeld 'n skietstilstand te roep nie, maar dit gaan verder. Om willens en wetens te kies om te gaan opbou, sodat beide partye bevoordeel kan word. Hoor hoe mooi klink dit in Jesaja, wanneer die einde van die Jodese ballingskap na 70 jaar aangekondig word, wanneer hulle weer kan teruggaan na hulle eie land, na hulle eie mense, hulle eie dinge toe, wanneer hulle shalom op pad is. Die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. Dit, sê julle God, moet julle vir my volk sê. Bring vir Jerusalem die goeie tyding, sê vir hom, sy swaar kry is verby, hy het geboet vir sy sonde, hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes. Iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn, maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk grond word, elke bult moet 'n gelykte word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Here self het dit gesê. Iemand sê roep, en ek vra, wat kan ek roep? Alle mense is soos gras, alles waarop hulle staat maak is soos 'n veldblom. Gras verdor en blomme verwelk as die Here sy wind daaroor laat waai. Dit is so, die volk is soos gras. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring. Roep hard, Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring. Moenie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda, julle God is hier. Die Here God kom. Hy is die magtige, hy regeer. Hy bring die volk saam wat hy syne gemaak het. Die wat aan hom behoort is by hom. Soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammeroë. Die psalmskrywer sê dit net so mooi. Psalm 85. U was goed vir u land, Here. U het aan die nageslag van Jakob 'n nuwe toekoms gegee. U het u volk sy sonde nie toegereken nie, hom al sy skuld kwytgeskeld. Ek wil luister na wat God die Here sê, want sy woord bring vrede vir sy volk, vir die wat hom getrou dien. Hulle moet net nie weer afdwaal nie. Waarlik, uitkoms is naby vir die wat hom dien. Hy sal sy reddende mag in ons land openbaar. Liefde en trou sal mekaar ontmoet, geregtigheid en vrede sal mekaar omhels.
Trou sal uit die aarde uit opspruit, geregtigheid sal uit die hemel uit afkom. Die Here sal voorspoed skenk en ons land sal sy oes gee. Die geregtigheid sal hom vooruitgaan en 'n pad maak vir sy koms. In ons oudste evangelie, die evangelie volgens Markus, is dit interessant om te sien dat daar heeltemal oor Jesus se hele geboorteverhaal en alles wat ons nou ken as die Kersfees goed, oor dit als geskiep word, maar dat dit by 'n heeltemal ander plek begin, by Johannes die Doper se bediening, wanneer Jesus ook nou al 'n volwasse man is. Hoor hoe kondig hy Jesus se koms aan. Maar Markus 1 lees ons, die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit, hy sal die pad vir jou regmaak. En soos ons net nou gelees het, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree, hy het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Hy het gepreek en gesê, die een wat na my kom, is my meerdere, ek is nie eers werd om te buig en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Jesus se vrede is nie 'n vreemde, kalm, amper esoteriese manier van lewe nie, maar 'n volledigheid, 'n heelheid, 'n volkomenheid en meer. Hy is dit ook. Hy bring dit nie net nie. Hy is dit ook, omdat hy die een is wat vrede bring tussen mens en God. En omdat hy dit is, en dit gebring het, word ons as Jesus se volgelinge geroep om daardie selfde heelmakende vrede te bring. Hoor hoe sê Petrus dit in 2 Petrus 3. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes, vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle daarvoor beywer, om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. In vrede met hom, in 'n verhouding wat heel is met hom, in volkomenheid, kompleetheid. Om dus deel van Jesus se shalom te wees, beteken ook om dit aan ander te bring. Hierdie staan nogal sterk in kontras met Bono se uitspraak in die liedjie, is dit nie? Dat ons die monsters word wat ons vrees, net om die monsters weg te kan keer. Jesus se vrede sê die teenoorgestelde. Word die vrede wat Jesus bring en is, sodat jy daardie vrede ook aan ander kan bring en vir hulle kan wees. Jy moet dus iets wat stikkend was, nie net heel maak nie, maar selfs beter maak as wat dit was. Dis nogal 'n uitdaging, is dit nie? Soms voel ons maar net nie gemaklik genoeg om dit te doen nie. Asof dit net te veel gevra is. Ons sien soms nog kans om te herstel, maar beter maak. En soms sou ons selfs dit wou doen, maar ons weet nie eens mooi hoe nie. Ons probeer, maar die ander party wil nie, of is nie bereid nie, of is watter rede ook al. Ek wil jou uitnooi om in hierdie adventstyd by Jesus stil te word en ernstig met hom hieroor te praat. Juis omdat dit nie 'n maklike ding is nie. Ek sluit af met 'n gedig wat bekend staan as die Paradoxical Commandments, oftewel ook die Anyway gedig, wat nie eintlik deur Moeder Teresa geskryf is nie, hoewel sy hom ook gebruik het, maar wel in 1968 deur Dr. Kent en Keith. Nou of jy dit nou ken of nie, luister mooi hoe hierdie gedig se woorde
die hele idee van om shalom te bring beskryf. People are often unreasonable, illogical and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfish ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and some true enemies. Succeed anyway. If you are honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. If you find serenity and happiness, they may be jealous. Be happy anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give the world the best you've got anyway. You see, in the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Mag jy Jesus se heelmakende, kompleetmakende vrede beleef hierdie adventstyd. Maar meer nog, mag jy daardie vrede word. Amen.